Vriende, welkom. Ek het sommer so vinnig gestop en gou 'n beker koffie gegryp. En ek wil gou vinnig met jou gesels. En daarom check ons vandag in oor wat tans gebeur in ons samelewings. Ek wil 'n bietjie vinnig met jou gesels oor selfmoord, selfdood. Die afgelope maand het so baie mense, jong mense, groot mense, selfmoord gepleeg of selfdood gepleeg. Families is uitgewis. Families met hulle lewens voortsit en vir so geweldige baie vrae. Die vraag is baie keer, hoe beland 'n mens by 'n plek waar jy jou eie lewe neem? Hoe beland jy by 'n plek waar jy nie net jou lewe neem nie, maar ook ander se lewe neem? En dit is asof gemeenskappe, skoolgemeenskappe, geloofsgemeenskappe, ag man, die man in die straat tot stilstand geruk word en sê, wat het nou gebeur? Hoe kom doen mense sulke goed? En 'n mens kan so maklik sulkes veroordeel, sonder om te verstaan hoe baie mense ly aan depressie, hoe baie mense trek swaar, hoe baie mense vir die lewe net eenvoudiglik te veel geword. Hulle kan nie meer nie. Ek weet ek het laas keer gesels oor die lewe wil gelewe wees en die pad wat ons stap wil gestap wees. En daarom, as jy in hierdie tyd deur 'n moeilike tyd gaan, baie keer dan is mense, hulle lag en hulle hou parties. En dan gaan so iemand huis toe en hy skiet homself of hang homself of drink pille of jy hoor so baie mense sê, weet jy, ek kan nie meer nie. Ek het nog genoeg van hierdie lewe gehad. En baie keer weet ons nie om het hanteer nie. Baie keer is ouers verbaas om te sê, maar daar was geen tekens dat my kind of my geliefde hom of haar eie lewe sou neem nie. En mense is vir altyd verdwaas en verbaas en ontbloot en naak en sit met so baie vrae. In hierdie oomblik wil ek vir jou, wat al deur 'n moeilike tyd gaan, vir wie die lewe te veel geword het, wat sê, weet jy, ek kan nie meer, ek wil my lewe neem, wil ek sê, kry hulp. Roep uit na God, roep uit na 'n vriend, gaan soek hulp. En ek weet, dit is moeilik soms, want mense het jou trots, en jy wil nie vir mense sê, ek trek swaar en ek kry swaar, dalk is dit finansiële redes, dalk is dit 'n liefdesteleurstelling, dalk is die dood van 'n geliefde, dalk is dit net dat die lewe het eenvoudig net te veel geraak. Ek wil bemoedig, en soos die Bybel sê, die Here sê, roep my aan die dag van benoudheid. As jy benoud is en jy weet nie wat ek kan doen nie, roep my aan die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Ek is 'n groot voorstander van gaan hulp kry. Ek is 'n groot voorstander van as jy op medikasie moet gaan, kry die medikasie, sodat jy net beter kan dink, beter kan voel, maar kry iemand om mee te gesels, kry pastorale hulp, kry mediese hulp, kry sielkundige hulp. Die Here het gekom sodat ons die lewe en die lewe in oorvloed kan hê. Die vyand kom om te steel en te verwoes. Moenie toelaat dat die vyand jou pragtige lewe van jou af wegneem deur selfdood en selfs die dood van ander nie. Wees bemoedig, moenie gaan lê nie, kry hulp, reik uit na iemand. Daar is hoop. Die lewe is kosbaar. Jy is kosbaar. Totsiens, tot ons weer gesels en daarmee check ek uit.